Goeiemôre julle almal. En vandag lees ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 9. En dit gaan alles oor dit dat God het 'n blymoedige gewer lief. Here God, U is die saaier. Leer ons om te saai soos dit U behaag. Ja, ek weet, hierdie oom Piet is lastig voordat ons lees, maar tog lei hy ons so mooi in oor wat ons gaan lees. En vandag sê oom Piet, Paulus vertel ons in die hoofstuk dat God 'n blymoedige gewer lief het. Hy sê, wie spaarsamig saai, sal spaarsamig maai. Dit kan jy maar glo is die waarheid. Wie oorvloedig saai, sal oorvloedig maai. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Hy sal vir jou saad gee, en hy sal vir jou brood gee om te eet. En vandag lees Tracy Lee vir ons vooruit die woord van die Here. 2 Korintiërs 9. Eintlik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help, en ek het al by die Macedoniërs met lof oor julle gepraat. Agaia het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers, sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leeuwoorde sal wees nie. Ons wil hê dat soos ons die ander vertel het, julle klaar reg sal wees om te help. Anders, as daar Macedoniërs saam met my kom en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons skaam oor ons vertroue in julle, om nie eens te praat van julle eie skaam kry nie. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor, om vooruit na julle toe te kom. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid, en nie as iets wat afgepers is nie. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg sal hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy uitspreeklike gawe. Nou ja, met dit uit die woord van God, wat ons nou net gehoor het, en net gou hoor wat ouma te sê het voordat ons gaan afsluit, né? Ouma vertel aan die groepie daar op die stoep. Julle weet mos, oupa was 'n boer. Elke lente het hy met 'n sak saad in die land geloop.
Ek het altyd gedink dis mors. Jy gooi goeie koring op die grond. Maar oupa het gesê, as ek dit in die sak hou, bly dit net 'n sak saad. Maar as ek dit saai, word dit 'n land vol saad. So werk dit by God. As jy jou geld, jou tyd en jou liefde vashou uit vrees, bly dit net in 'n sak. As jy dit egter met 'n blye hart saai, dan beloof God, hy sal dit laat groei. Nie altyd in geld terug nie, nee, partykeer in vrede, in ander tye in vreugde, in mense wat gered word. Ja, 'n blymoedige gewer is nie iemand wat lag terwyl hy gee nie. Dis iemand wat vertrou terwyl hy gee. Hy weet die grond is goed, want God is die landheer. En julle kan maar Hosea 10 vers 1 tot 12 ook lees. En ouma sluit af vandag met 2 vragies vir ons elkeen. Eerste een, saai ek in ander mense se lewens met 'n toevuis uit vrees of met 'n oop hand uit vertroue? En die tweede vraag wat ouma ons vra, kan ek en jy al sien waar God al reeds ons vorige saad vermeerder het? Kan ons? Here, baie dankie dat U altyd meer as genoeg gee om te saai. Maak ons gehoorsaam in U opdrag, want U weet altyd die beste, en word verheerlik as ons die saad, veral die evangelie, saai. Ons loof en ons prys U vandag vir die goedheid en die guns oor ons lewens. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first